Hallo, die koning van versekering. By Kingprice gaan dit oor koninklike besparings met 'n premie wat by jou begroting pas. Dis slimkaartversekering wat jou meer laat oorhou. Kingprice. Ons nuuspersoon James Kim. Hallo James. Davie, is lekker, dankie. Hier's 'n paar lekker interessante dinge aan die gebeur. Ek dink Everton. Ja. Ek meen dit is werklik 'n groot ding, né? Dis 'n belangrike tussenverkiesingsuitslag wat ons daar gesien het. Hierdie afgelope Woensdag was daar twee belangrike tussenverkiesings om van kennis te neem. Ewesin Mafeking, ANC het 75% van die steun daar gekry. Dit was voorspelbaar. Die een wat niemand sien kom het nie was Everton, waar die ANC voorheen diep in die 50% van die steun gekry het. Hulle steun het teruggesak na 32.1%. Die DA het 32.3%. Dis 8 stemme meer op hulle verenig, maar vir die heel eerste keer in die geskiedenis, in die post-94 politieke geskiedenis, het die DA daarin geslaag om 'n wijk te wen wat in die algemeen as 'n township wijk beskryf word, waar daar nie een wit kiezer waarskynlik hulle kruisie agter die DA se naam getrek het nie. Het die DA deur daardie swart plafon gebreek? Dis baie moeilik om te sê. Kyk, ons praat hier van een wijk, een tussenverkiesing, en ons praat van 32%, ons praat van 8 stemme meer as die ANC. Dis baie moeilik om te sien, maar as ons kyk na die moontlikhede wat daarmee saam sou kom, as die DA, kom ons sê, deur die spreekwoordelike swart plafon sou breek, dan as ons kyk na Pretoria, is daar wel 'n moontlikheid dat die DA saam met partye soos die VF+ en sê maar die ACDP 'n koalisie kan vorm sonder die onbetroubare Action SA en Herman Mashaba, sonder die onstuimige Julius Malema in die EFF en sonder sonder die ANC. Luister, julle joernaliste het allerlei kontakte, julle allerlei bronne wat vir julle allerlei goeders lek en gee en so aan. Vertel vir my, wat is die nuutste verwagtinge wat Johannesburg gaan betref? Ek het 'n baie interessante gesprek gehad met iemand wat peilings doen en hulle gaan binne die volgende maand gaan hulle daardie syfers bekend maak. Maar dit lyk of die DA byvoorbeeld in Pretoria wel deur die 40% sou kon breek, dat die VF+ tussen 7 en 8% in Pretoria sou pyl. Nou as ons daarna kyk, dan praat ons van 'n raps minder as daardie 50% plus 1 drempel wat nodig is om 'n volstrekte meerderheid in byvoorbeeld Pretoria te vorm. Zille wat baie goed doen in hierdie stadium in Johannesburg. Ek was in 'n stadium bekommerd dat Zille dalk te vroeg begin het met haar veldtog, maar dit lyk tog of sy momentum behou in aanloop tot die verkiesing op 4 November en nou met die registrasie naweek later van dese maand gaan plaasvind, is dit ook verskriklik belangrik, of ten minste in Junie maand gaan plaasvind, is dit verskriklik belangrik vir hierdie partye, vir die DA, vir die VF+, vir die ander oppositiepartye wat deel van hierdie koalisie kan vorm om hulle kiesers by die registrasiepunte uit te kry. Ek wil jou daaroor vra, maar as jy gee vir my 'n syfer, wat sê hierdie bron van jou oor die ondersteuning van DA in Johannesburg? In Johannesburg word dit ook redelik hoog gereken dat dit selfs dalk diep in die 30% sou kon strek. Nou dit is steeds nie, Davie, dit is steeds nie daar waar dit moet wees om 'n seker oorwinning vir die DA byvoorbeeld te bewerkstellig sonder Herman Mashaba, wat self ook 'n burgemeesterskandidaat is. Sonder hom, sonder die ANC nie. So dinge in Johannesburg lyk nie in die stadium so rooskleurig soos wat dit byvoorbeeld in Pretoria lyk nie. Daar's ons baie potensiaal in die stadium. Gepraat van registrasie, mense is nog onseker oor die registrasieproses. Hoe moet 'n ou te werk gaan om te registreer? Goed, daar's nou 'n registrasie naweek wat later in Junie maand plaasvind, die by die 20ste Junie rond wat dit plaasvind. En jy kan na jou naaste stemlokaal gaan, jy vat jou groen ID-boekie saam, daai streepieskode ID-boekie of jou ID slimkaart of wat ook al jy het. Jy kan ook egter deurlopend op die OVK se webblad seker maak van jou registrasie en dan die registrasieproses ook daar doen. Dit is elections.org.za. Laat ons nou stuur daai faktuur vir die OVK vir daardie bemarking. Net 'n vinnige een. Hierse was nou die, wat noem jy dit, ontploffings? Ontploffings in Woolworths gewees. In Pretoria en as daar nog een gewees. Ja, Vrydag skielik nog een in Prellerplein in Bloemfontein, Preller Square. So dis nou 2 bomaanvalle. Wat baie interessant is, hulle verwys na ploftoestelle. Baie interessant is dit vind vroeg die oggend plaas. Niemand word beseer nie. Dit lyk of dit baie strategies beplan word hierdie ontploffings. Waaroor dit presies gaan, watter boodskap gestuur moet word en wie daarvoor verantwoordelik is egter in die stadium nou nog onduidelik. Maar dit raak nou nogal wel, daar is nou 'n tendens. Dit was Menlyn, Pretoria, toe nou Prellerplein en Bloemfontein en die FSA ambassade daar het nou ook 'n waarskuwing uitgereik na die bomaanval of die ploftoestel in Pretoria waar hulle mense waarsku oor hierdie wat beskryf maar kan word as potensiële terreuraanvalle. Ja, iets om oor baie bekommerd te wees. James Kemp, dankie dat jy weer by ons 'n draai kom maak het.